Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here vanaand loof met die woorde van Psalm 34, daarvan vers 2, 8 en 9. Psalm 34, die 2de, die 8ste en die 9de vers. Is alles reg daar? Wat is fout? Kom ons staan vir die sing daarvan, waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, wat 'n voorreg om vanaand ook as u kinders so bymekaar te kan kom en ook saam te kan sing en saam daardeur te kan bely dat ons hulp kom van u af. Dankie dat ons mag weet dat u genade in ons Here Jesus Christus altyd vir ons genoeg is.
en dat ons alleen deur daardie genade ook leef. Dus dankie dat ons mag weet dat U liefde vir ons so groot is, dat daar niks met ons kan gebeur sonder U heilige wil nie. Ja, daar kan nie eers 'n haar van ons hoof val sonder dat U daarvan weet nie. En so lief het U ons, dat U enige gebore seun gegee het, om ook as middelaar die offer vir ons sondes aan die kruis te kom bring. Dus dankie dat ons mag weet, dat al hierdie dinge alleen betekenis in ons lewens kry, deur die werking van U Heilige Gees. En daarom vra ons dat U ook deur die Heilige Gees vanaand ons harte en ons gedagtes sal oopmaak, dat dit wat ons hier leer, vir elkeen van ons tot troos sal dien, dat dit ons sal inspireer en motiveer om ook diensbaar te wees in U koninkryk. Gehoorsaam aan ons enigste koning en verlosser, Jesus Christus ons Here. Ons vra dit omdat ons weet ons is sondaar mense. En vanaand wil elkeen van ons dit voor U bely. En vra, Here, bekeer ons. Bring ons terug na waar U elkeen van ons elke dag wil gebruik. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dit is waar ons vanaand by stil staan, vir die wat nou nie weet nie. Dis Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus, waarby ons gaan stil staan. En so terwille van die kinders, hoekom Sondag 1? Want vir elke Sondag in die jaar is daar in die Heidelbergse Katekismus 'n gedeelte van dit wat ons glo vir ons opgesom. En vanaand dan die eerste Sondag van die jaar, staan ons stil by Sondag 1. Juis om te kyk, wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe, en wat moet ons weet om in hierdie troos gelukkig en salig te kan lewe. En ons gaan daarna kyk in die hand van 'n Psalm van Dawid, en dit is Psalm 144, waar Dawid skryf: Geloofd sy die Here, hy is my rots. Hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg. U is my krag en my skuilplek, my veilige vesting en my redder, my beskermer by wie ek skuil, wat my volk aan my onderdanig maak. Here, wat is 'n mens dat U hom sou wil ken? 'n Mensekind dat U aan hom sou dink? 'n Mens, hoe verganklik is hy tog? Sy dae gaan soos 'n skaduwee verby. Buig U hemele, Heer, en daal neer. Raak die berge aan dat hulle rook. Laat die weerligstrale blits en jaag die vyande uitmekaar. Stuur U pyle en jaag hulle op loop. Strek U hand van bo af en bevry my. Red my uit die geweldige waters, uit die mag van vreemdelinge, wie se woorde en dade leuns en bedrog is. Ek wil tot U eer 'n nuwe lied sing, o God. Tot U eer wil ek sing met begeleiding van die lier, U wat aan konings die oorwinning skenk, wat U dienaar Dawid red. Red my van die swaard wat my bedreig. Bevry my uit die mag van vreemdelinge, wie se woorde en dade leuns en bedrog is. Mag ons seuns soos plante wat hoog groei in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare uitgebuitel soos vir 'n paleis. Mag ons skure vol wees en oorloop van kant tot kant. Mag ons kleinvee in hulle duisende aanteel, in hulle 10.000 vermenigvuldig op ons weivelde. Mag ons beestrop 'n groot kalweroes lewer. Mag ons nooit oorval en weggevoer word nie. Mag daar geen klaagkreet op ons pleine gehoor word nie. Gelukkig is die volk met wie dit so gaan. Dit gaan goed met die volk wie se God die Here is.
Dit dan vanaand ons teksgedeelte en dan in besonder sy woorde in die begin, geloof sy die Here, hy is my rots, hy leer my. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Kom ons sing in aansluiting daarby die pragtige Psalm, ek het U hartlik lief, o Heer, en dit is Psalm 18, die 1ste en die 14de vers wat ons saam sing. Dit is so, broeders en susters, dat wanneer ons na die Heidelbergse Katekismes en ons ander belydenisskrifte kyk, ons baie kere 'n fout maak. En die fout wat ons maak is om dit as koue feite van die geloof te probeer memoriseer. Ons maak dit iets wat jy soos 'n papegaai moet opsê, maar dan vergeet jy die belangrikheid daarvan dat dit eintlik 'n baie persoonlike belydenis is. Iets is wat jy uit jou hart uit moet kan sê, jy glo dit. Dis hoekom die Katekismes dit so mooi doen. Hy begin nie met ons glo soos wat die ander belydenisskrifte nie, maar hy begin met wat is my enigste troos? Myne. En dis juis die mooi van die Katekismes. Hy begin, mens kan stel na die punt toe waarheen die hele Bybel, die hele woord ons lei. Hy begin by 'n vraag waarmee mense elke dag besig is. Watter vraag praat ons van? Die waaroms van elke dag. Waarom gebeur dinge soos dit gebeur in die wêreld? Waarom gebeur dinge met my soos dit gebeur? Waarom moet ek verlang? Waarom my geliefde sterf? Waarom ek siek wees? Waarom ek so swaar kry by die skool of by die werk? Waarom moet ek spot verduur? Waarom het ek so baie vyande? Waarom? En dis juis hier waarheen die Heidelbergse Katekismes ons ry. Mens kan ook sê na waar ons GPS ons lei. Ons almal het dit deesdae op ons selfone dat jy kan intik en dan ry jy sommer reguit na 'n plek toe. En dis die mooi van die Heidelbergse Katekismes en ons belydenisskrifte. Dit maak dit vir jou baie makliker om nie in die Bybel te verdwaal nie, maar om reguit te kom by die antwoord wat God in die Bybel vir jou geopenbaar het. En dis waar die Katekismes begin, by die sin
van die lewe, my troos in lewe en in sterwe, is dat ek die eiendom van Jesus Christus is. My troos is dat ek behoort aan my saligmaker, my verlosser. Die Here wat my met sy kosbare bloed gekoop het. Met sy kosbare bloed vir al my sondes betaal het, wat vir my die duiwel en die Satan totaal en al verslaan het. Iemand het dit mooi gestel toe hy gesê het, Sondag 1 is eintlik 'n samevatting van alles wat ons in ons godsdiens het. Al die belangrike leerstukke van die kerk word vir ons in hierdie een enkele vraag saamgevat: wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Die hele leer van die kerk, alles wat ons bely, alles wat 'n mens in die res van die katekismes bely, moet vanuit hierdie gesigshoek gesien word. Moet gesien word deur die bril, mens kan sê die bril van Sondag 1. Dan, broers en susters, kom jy by die punt waar al die goeters wat jy weet, al hierdie geloofsfeite wat jy het, vir jou troos, sekerheid en rus bring. Watter troos, watter sekerheid, daardie troos, ek behoort aan Jesus Christus. En dis juis die mooi van die Bybel, dis die mooi wat die katekismes na vore bring, dat jy en ek kan weet, ek behoort aan die Here. En dis die eerste ding waarby ons vanaand stil staan. Hoe troos dit my om te weet, ek behoort met liggaam en siel aan Jesus Christus. Nou om te sien wat 'n troos dit vir ons is, wil ek hê ons moet teruggaan na dit wat Dawid vir ons in Psalm 144 geskryf het. Want om te verstaan wat ons troos vir ons beteken, moet ons verstaan wat Dawid se troos was in sy lewe en wat dit vir hom beteken het om homself 'n dienskneg van die Here te noem, 'n slaaf van die troue verbondsgod, wat hy ook in hierdie Psalm aanroep. Sien die mooi van Dawid se Psalm 144 is, aan die begin van hierdie Psalm sê hy geloof sy die Here. En as hy dit sê, dan gryp hy terug in die geskiedenis in. Dan gryp hy terug na 'n gebeurtenis wat almal van ons ken, Eksodus hoofstuk 3, die brandende doringbos, waar Moses vir die Here vra, Here, hoe moet ek u naam aan die volk bekend stel? Dan sê die Here vir hom, ek is wat ek is. En dis juist daardie naam wat Dawid dan hier in herinnering roep. Die Here van Moses bly die onveranderlike verbondsgod, nie net van Moses nie, maar ook van Dawid. Dieselfde God wat vir jou en vir my en vir elkeen van ons by ons doop ook kom sê het, ek sal vir jou 'n God wees. Die een op wie jy elke dag kan en moet vertrou. Daarom, broers en susters, as mens na Psalm 144 kyk, dan moet jy daarin raak sien, Dawid is 'n man wat weet, hy behoort aan die Here. En dan moet mens onthou, hy praat baie daarvan in hierdie Psalm. Hy was 'n man wat baie oorloë gevoer het, wat vir Saul moes vlug, wat sy hele lewe lank in stryd was met ander mense. Maar sê hy nooit, het hy nodig gehad om te twyfel in die Here nie. Die Here, sê hy, van wie hy 'n dienskneg is. En daarom, dis eintlik pragtig as mens dink, Dawid wil 'n dienskneg van die Here wees, en as jy die Ou Testament gaan deurlees, dan gaan jy 46 plekke kry waar hy ook dienskneg van die Here genoem word. Maar wat sê hy daarmee vir onsself? Hy sê vir ons, hy stel homself onder die Here. Hy erken dat hy wat Dawid is, koning is, omdat die Here dit so wou gehad het. Hy weet dat dit wat hy is vandag, is genade wat God vir hom gegee het.
En dis vir hom 'n troos. 'n Troos om te kan weet ek's 'n diensknegt van die Here. Want al word hy deur vyande bedreig, en ons het net nou gehoor van hulle, dink aan Goliat, dink aan Absalom, dink aan die Filistyne, weet hy die oorwinning. Die oorwinning wat hy behaal is nie uit sy eie krag en uit sy eie mag nie, maar dis omdat God aan hom daardie oorwinning gegee het. Omdat God hom leer om die oorwinning te behaal. Ja, hy weet hy's 'n koning, maar die Here is sy koning. En sy koning is nie net koning oor Israel nie, sy koning is koning oor die hele geskiedenis tot aan die volëinding en daar verby. En elke oorwinning wat Dawid behaal het, sien hy eintlik as 'n voorbode van die groot oorwinning van die Here. En ons almal weet waar daardie oorwinning behaal is, aan die kruis op Golgotha. En dis 'n oorwinning waarna Dawid verlang het, maar wat in ons lewe al 'n werklikheid is. Want met daardie oorwinning het Jesus vrede tussen ons en God gebring, sodat ons mag weet ons sal nooit weer vyande van God wees nie. Al is ons sondaar mense. Want Jesus het vir ons sondes betaal en Jesus het ons verlos van die heerskappy van die duiwel. Hy het ons verlos van die pyn van die sonde, van die dood. En ja, dis eintlik hartseer dat daar mense is wat dink vryheid beteken om jou eie baas te wees, want dis eintlik glad nie so nie. Jy staan of in die slawerny van die sonde, of jy behoort aan Jesus Christus, jou Here. En dis wat werklike vryheid beteken. Baie mense sal vandag vir jou sê, maar vryheid beteken dat ek kan doen wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil. Dit is amper soos die konings in Dawid se tyd, die heidense konings wat gesê het, ek is 'n God en daarom is ek 'n koning. Nee, sê Dawid, hy's 'n koning, omdat die Here sy God is. Omdat hy in diens van die Here staan. En ja, dit moet ons vandag ook onthou, ons is vrygekoop van die sonde, om die eiendom van Jesus Christus te wees, om diensknegte van Christus te wees. En juist daarom staan ons nie meer in diens van ons eie sondige self nie, ons staan nie in diens van die wêreld nie, ons staan nie in diens van die Satan nie. Nee, ons is losgekoop, teruggebring na die diens waarvoor God ons geskep het, om in sy diens te staan. Hy het ons verlos van alles wat ons verhinder om die oorwinning uit te leef. Hy het die losprys volkome betaal. En dis juist hierdie sekerheid wat ons vir onsself moet vra, hoe kry ek vandag hierdie sekerheid? En dis ons volgende punt, hoe verkry ek vandag die sekerheid dat ek aan Jesus behoort? Waar het Dawid sy sekerheid gekry? Waar het hy die sekerheid gekry om vir Goliat tegemoet te loop as 'n jong kind? Dawid sê dit vir ons, hy sê, loof die Here, hy is my rots, hy leer my hande om oorlog te maak, hy leer my om te veg. En dit moet ons hoor, as hy God sy rots noem, sy sterkte noem, dan is dit die mag waarmee hy ook al sy vyande tegemoet gaan. Nie net het die Here van hom 'n koning gemaak nie. Nee, sê hy vir ons, die Here leer hom ook hoe om 'n koning te wees. Die Here maak ook sy volk aan hom onderdanig. En ek hoop ons almal hoor iets daarin, as Dawid dit vir ons sê. Die Here gee ons nie net sekerheid dat ons aan hom behoort nie. Nee, hy leer ons. Hy leer ons self om sy dienaars te kan wees, soos hy wil hê ons moet sy dienaars wees. So ons vra, hoe doen hy dit? Dan sê ons vir mekaar, hy doen dit deur die woord en deur die Heilige Gees. Onthou dit, hy het nie net die mag van die sonde oor ons gebreek nie, hy het ook die mag van die sonde binne in my gebreek.
Die sonde wat in myself is, het hy oorwin. En daarom, hy maak ons nie net sy eiendom nie, hy verander ons ook inwendig, om so sy eiendom te lyk. Dit is amper soos iemand wat 'n ou huis koop en hom heeltemal gaan regmaak het. So het God ook met jou en my gedoen. Die Gees verlig ons verstand, leer ons om die heerlikheid wat van ons moet uitstraal te kan raak sien en te verstaan. Die Gees is die een wat ons laat glo in die beloftes van die evangelie. Die Gees is die een wat ons vertroos met die sekerheid dat ter wille van Jesus Christus het ek deel aan die ewige lewe. Die Gees is die een wat my tot bekering roep, wat in my hart werk en my by 'n punt bring waar ek sonder twyfel kan sê, ek behoort aan Jesus Christus. En daarom die laaste vraag vir vanaand, wat is die vereiste vir my troos? Wat moet ek weet om in hierdie troos te kan deel? En dis eintlik so maklik om dit te onthou. As 'n mens jou psalmboek vat, of jy's by 'n doop, of jy's by 'n nagmaal, dan hoor jy dit elke keer. Daardie 3 punte: sonde, verlossing en dankbaarheid. Sonde, verlossing en dankbaarheid. Ek moet my eie sonde en ellende ken. Ek moet weet hoe ek van hierdie sonde en ellende verlos is. En ek moet weet hoe ek God vir hierdie verlossing dankbaar moet wees. Nou, hoe groot is my eie sonde en ellende? Jy sien, broers en susters, kennis van my eie sonde en ellende is belangrik. So sien ons ook in Dawid se lewe hier in vers 3 en 4, sê hy, Here, wat is 'n mens dat U aan hom sou dink? 'n mensekind dat U aan hom sou omsien? 'n mens, hoe verganklik is hy tog? As Dawid dit sê, dan sien hy sy eie tekortkominge raak. Dan sien hy sy eie gebreke raak. Dan sien hy sy eie sonde raak. Dan sê hy eintlik vir ons, sy eie lewe in vergelyking met die goedheid van die Here is eintlik 'n asemteug. Hy voel homself eintlik maar net gewone mens, sondaar mens. Mens wat weet hoe afhanklik ons van die Here is. Hy weet hoe swak hy is as gevolg van sy sonde. En daarom gaan soek hy sy hulp. En waar gaan soek hy sy hulp? Elke keer kan jy maar in die psalms gaan lees veral Psalm 25 en gaan lees 'n bietjie weer Psalm 50 en 51. Dan sien jy hoe Dawid elke keer as hy onder hierdie indruk van sy eie sonde kom, teruggaan na die Here toe en gaan sê, Here, help my. Hoekom doen hy dit? Want hy ken sy verlosser. En iemand wat verlore is, wat siek is, gaan alleen weet hoe om beter te word, as hy weet waar om hulp te kry. En Dawid ken sy verlosser. En hy weet vir 'n feit, nie hy of enige ander mens kan hom help nie, maar alleen sy troue verbondsgod. En dit, broers en susters, is die belangrike. Kennis van jou verlossing is eintlik niks anders nie as kennis van die Here. Dat jy weet wie Jesus Christus is. Dat jy weet wie jou hemelse Vader is, wat jou so lief het, dat daar nie 'n haar van jou hoof kan val nie. Dat jy weet wie die Heilige Gees is, wat binne in jou werk. En waar gaan jy hierdie kennis kry? Op geen ander plek gaan jy dit kry, behalwe in God se besondere openbaring in die Bybel nie. En daarom die noodsaak daarvan dat ek en jy kennis van die Here opdoen uit die Bybel uit, dat ons elke keer as ons na die Bybel luister vir onsself vra, maar wat leer God my oor homself in hierdie stuk? Wat hoor ek van Jesus? Wat hoor ek van die Vader? Wat hoor ek van die Heilige Gees? En dan kom jy by die besef, maar ek hoor elke keer, dat dit alles genade is uit God se hand.
En wanneer jy dit hoor, dan word jy 'n dankbare mens. En dis die laaste van die 3 punte, kennis van ons dankbaarheid. Sien, God gee verlossing aan hulle wat dankbaar is vir verlossing. Gaan lees bietjie Numeri 16, daar staan so mooi geskryf, elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, elkeen wat sê dat Jesus Christus sy getroue saligmaker is, elkeen wat sê my enigste troos in lewe en sterwe is dat ek aan Jesus behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Dis hoe God het al vir die Israeliete gesê het, elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van ongeregtigheid. Ons dankbaarheid moet wees in ooreenstemming met wat God van ons vra in sy woord. As ons sê ons is verloste mense, verlos van die sonde, dan moet ons ook breek met daardie sonde. En dan kry my enigste troos, daardie sekerheid dat ek het dit nie verdien nie. Dis genade uit God se hand. Sodat ek elke dag kan groei en sterker kan word in my geloof. En dis die mooi, die Here sê ook in Numeri 16, die Here ken die wat aan hom behoort. En as jy worstel met sonde in jou eie lewe, as jy worstel met jou eie persoonlikheid, met jou eie ek, die Here ken jou. Die Here weet waarmee ons worstel en die Here sê vir ons, ek is by jou. My Heilige Gees sal jou help met dit waarteen jy beklei. En dis die mooi daarvan. Dan kom 'n mens by die punt waar Dawid gekom het en hy sê, geloofd sy die Here. Geloofd sy die Here. Geloofd sy die Here, want gelukkig is die wat aan hom behoort. Dan word jou hele lewe 'n loflied van dankbaarheid. Daarom as ons kan afsluit vanaand en die vraag vra, belangrike vraag, ken jy jouself? Ken jy 'n sondige mens, maar ook 'n verloste mens? 'n Mens vol van dankbaarheid. As jou antwoord positief is op hierdie vraag, dan kan jy saam met elke gelowige, die een wat voor jou sit, langs jou sit, saam met Dawid bely. My enigste troos is dat ek aan Jesus Christus behoort. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook saam ook na hierdie stukkie kosbare belydenis van ons kon kyk. Dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself behoort nie, maar dat elkeen van ons kan sê ek behoort aan Jesus Christus. Dat elkeen van ons kan weet dat hy ook ons verlos het van die sonde. En dat hy ons ook deur die Heilige Gees die krag gee om elke dag teen die sonde in ons eie lewens te kan stry. Ons dankie dat ons mag weet dat U maak ons nie net U dienaars nie, U leer ons ook om U dienaars te wees. Daarom wil ons ook vanaand saam met Dawid dit uitjubel, geloofd sy die Here, want U is my rots. U leer my hande om oorlog te maak, U leer my vingers om te veg. Ons belyde dat gelukkig is elkeen van ons met wie dit so mag gaan, dat dit kan leef met die sekerheid, dit gaan goed met ons, want U is ons Here. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Ons sal in lewe en in sterwe God se eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het erwe, verseël deur die Heilige Gees. Hy is die waarborg ons gegewe, die eersteling van die volle som. Ons sal die reddingsdag belewe, die gloriedag van God wat kom. Skrifbruiming 1:1, ons sing vers 1, 2 en 7 staande saam, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.